Use us, Lord. Vader, ek bid dat elke woord wat vandag gespreek word uit die troonkamer sal wees, en dat U ons harte sal voorberei, Vader, en dat U saad sal kom saai, en dat het 100voudig, 30, 60, 100voudig sal vermenigvuldig vir U glorie. Dankie vir U goedheid. Ons loof en ons prys U. Vader, ek pleit by U net die waarheid, en ek bid elke woord van U af, en as daar iets is van die eie ek, of selfgesentreerd, mag my tong en my verhemel te vastplak. Leer ons U waarheid. Ek bid dit in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawei. Amen, amen. So ons is in Matteus 3 vers 7 tot 12 is Johannes die doper se boodskap wat hy bring. Maar dit is ook sy vir 30 jaar het hy voorberei vir hierdie geleentheid waar Vader hom geroep het as hierdie aankondiger van Yeshua. So ons staan 'n bietjie stil, maar ons maak vandag klaar met Matteus 3 vir wanneer ons Woensdae by mekaar kom, maar ek dink ons is klaar vir die volgende week, soos wat ons in die bovertrek by mekaar gaan kom, soos wat die disippels by mekaar gekom het en gewag het op die belofte wat op Shavuot gekom het nie. So, net so vinnig weer Johannes se boodskap, Matteus 3 vers 7 tot 12, wat lees, maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs sien kom om gedoop te word, sê hy vir hulle, o adder geslag, wie het julle gewaarsku om te vlug vir die troon wat aanbreek? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dra die vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink dat julle by julle self kan sê, ons het Abraham as ons vader nie. Ek dink, Dylan, ons gaan dalk die ligte met aansit, dan moet julle hulle skryf en so, dan gaan dit beter wees, ekskuus. Ons het Abraham as ons vader, moenie dink dat julle by julle self kan sê, ons het Abraham as ons vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit die klippe kinders vir Abraham te verwek. En nou lê die byl ook aan die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word dan afgekap en in die vuur gegooi. Dis diep woorde hierdie. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word dan afgekap en in die vuur gegooi. En ek wil net, ons gaan nou verder lees, maar in Markus 8 het Yeshua 'n blinde man se oë aangeraak met sy duime. En toe sê hy vir hom, wat sien jy nou? En toe sê hy, nee, ek sien bome wat rondloop. Dis die geestelike prentjie van mense, reg hierdie woord, dis bome mense. So, elke boom wat geen vrugte dra nie, word dan afgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle, hoor wat sê Johannes, ek doop julle wel met water tot bekering, dis wat ons hier doen, hier by die Jordaan, maar hy, wat na my kom, is magtiger as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur, en hy sal sy dorsvloer deeglik skoon maak en sy koring in die skuur by mekaar maak, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. As jy dit so die eerste keer lees, dan dink jy, Johannes, hierdie boodskap van jou is treffend, maar soos wat ons hierdie laaste tyd gesien het, ons is nou al 4 weke wat ons stilstaan by Johannes doper se boodskap, want net om te verstaan wat hy eintlik vir hulle sê. So Johannes die doper se boodskap was die boodskap van bekering. Die boodskap wat nodig was om die kinders van Abba Vader gereed te kry vir die koms van die Messias. So Johannes die doper se boodskap het gegaan oor bekering. En bekering leer ons hier by Johannes die doper se boodskap, dis onder andere 'n drievoudige aksie, of bekering bestaan uit, dit leer ons hier in Johannes se boodskap, uit 3 elemente. Dit bestaan eintlik uit baie, maar hy som dit op in 3 elemente. Die 3 elemente is, jy het nodig om te besef, jy het sonde gedoen. Jy het nodig om te besef, ek en jy sondig. As iemand nie dink hy het gesondig nie, hoekom gaan hy repent? Hoekom gaan hy repent? En dit is partykeer die probleem. Mense dink ek is so reg,
in dit wat ek doen, en dis hoekom Spreuke 14, Spreuke 16 sê, daar is 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar dit lei na die dood. So ek en jy het nodig om vir Heilige Gees te vra, om ons te help, om ons te wys, maar ek het gesondig. So die eerste een is, jy moet besef, die bekering is, jy het eers nodig om te besef, jy het gesondig. Dan nadat jy besef het, jy het gesondig, moet dit 'n hartsbegeerte wees, 'n berou daaroor, 'n spyt daaroor, waar jy so hartseer voel daaroor, dat jy dit gedoen het. Nie vir die punishment nie, ons gaan nou daarna kyk. Nie hart sê, jete, hoekom het ek dit gedoen, maar nou gaan ek hierdie en hierdie en hierdie kry nie. Nie daai nie. 'n Hartseer regtig uit jou diepste van jou wese hier binne, omdat ek Abba teleurgestel het. En dan nommer 3, jy verander jou lewe, jy draai weg van sonde, en jy begin leef volgens die waarheid, wat jy nou leer ken het. En dit is hierso waar Johannes die Doper sê, maar hoekom draai jy nie vrugte van bekering nie? Hoekom draai jy nie vrugte, hoekom kyk jy die berou sien nie, hoekom kom jy steeds nog met hierdie hoogmoedige, en hierdie waansinnigheid? So wanneer jy werklik besef hoe sondig jy is, voel jy moedeloos, en jy voel gebroken, soos Paulus wat uitroep, o ellendige mens wat ek is. Hy sê dit in Romeine 7, kan jy hoor hoe ongelukkig is hy met homself, want hy probeer so hard om die dinge te doen. Paulus sê in Romeine 7, ek wil graag die regte dinge doen, maar elke keer doen ek weer wat verkeerd is. Hoe meer ek probeer om goed te wees, hoe makliker raak dit. Dis asof daar iets binne in my is, wat altyd terugtrek na die verkeerde. En die prentjie wat hy skets, is amper soos die kinders van Israel. Hulle trek uit Egipte uit, maar hulle verlang die hele tyd terug na die vleispotte in Egipte. En hy sê, ek wil Abba Vader gehoorsaam wees, maar ek sukkel, want die sonde my werk teen my. En hierdie woorde wys hoe Paulus eerlik praat. Eerlik praat oor die stryd wat ons almal soms ervaar. Die geveg tussen wat ons weet reg is, en wat ons tog aanhou doen. Ons weet wat is reg, maar tog gaan ons aan en ons doen die verkeerde. Ons gaan so ver, ons regverdig onsself. Ons hoor die waarheid. Ons hoor wat Abba Vader vir ons sê, maar ons regverdig onsself. Ons kom met verskonings. Maar die goeie nuus is, Paulus, dat hy in die volgende hoofstuk, Romeine 8, wys op die oorwinning wat ons in Yeshua het. Met ander woorde, al wil Paulus Abba Vader gehoorsaam wees, ontdek hy dat sy eie sondige natuur hom keer. En dit wys vir ons net, ons eie pogings is nie genoeg nie. Ons het die genade en krag van Abba Vader nodig om werklik te verander. En dit is wat hy wil doen. Hy wil, as ons kom met die regte hart na Abba Vader toe, dan wil hy ons help. Hy wil ons leer om op die regte pad te wandel. Jy kom tot die besef, daar is niks wat jy self kan doen om jouself te red nie. Al jou pogings tot selfverlossing is nutteloos. En in daardie oomblik gee jy alles oor aan Yeshua en vertrou jy heeltemal op sy genade. Jy sien, die erkenning van sonde intellektueel is waar bekering begin. Die erkenning van sonde in my en jou lewe. Die erkenning dat ek in opstand is, of die erkenning dat ek in rebellie is, die erkenning dat my mond doodspreek, krities is, dat ek dalk soos, ons gaan nou kyk na 'n paar voorbeelde. Maar let wel, erkenning van sonde is die begin. Dit is nie die einde van ware teshuva nie. Dis net die begin. Ware bekering behels meer as net erkenning. Farao is so 'n voorbeeld. Hy het erken, hy is verkeerd. Maar het hy ware berou gehad? Die feit dat Farao in Eksodus 9 vers 27 sê, na die plaag van die haal, sê hy, ek het gesondig. Hy sê dit, ek het gesondig. Maar dan tog nie verander nie. En dit wys vir ons iets belangrik oor wat dit beteken om regtig berou te hê.
en ook wat dit beteken om 'n verharde hart te hê. Dis soos 'n huwelikspaartjie wat by mekaar kom en hierdie man gaan neek rond, het 'n buiteegtelike verhouding en hy kom terug aan sy vrou toe en sê hy is jammer. Hy's regtig jammer en hy het die trane en hy het alles, maar die volgende dag is hy weer by die skelmpie. Het hy ware berou gehad? Maar dis wat ons doen met Abba. Op die oppervlak lyk dit of Farao berou gehad het. Hy erken dat hy verkeerd was. Maar kort daarna, wanneer die halplaag verby is, verander hy weer die plan en weier om die kinders van Israel te laat gaan, soos wat Abba Vader gesê het in Eksodus 9 vers 34 tot 35. Farao het 'n verharde hart, wat beteken hy het volhard in opstand teenoor Abba Vader. En al weet hy wat reg is. Hy weet wat is reg. En hoe baie kinders van Abba Vader doen dit nie vandag nie. Ek weet, Abba Vader leer my die hele tyd die weet, maar ek regverdig myself die hele tyd, want hoekom? Jy het 'n verharde hart. Farao was eintlik meer jammer oor die gevolge van die sonde, die halplaag, en wat daarmee saamgaan, as oor die sonde self. Hy het berou gehad oor sy sonde as gevolg van die plaag. Hy wou net gehad dat die plaag moet ophou. En hoe baie keer doen ons dit nie? Vader, ek sien, ek het gesondig, ek doen verkeerd, ek sien dit wat ek doen, maar Abba, vat net hierdie plaag, vat net hierdie, want die loon van die sonde is die dood. Daar is gevolge wanneer ek en jy sekere dinge verkeerd doen. Wanneer ons wegstap van Abba Vader as, dan kom die vloeke van die vyand. Dis nie Abba Vader wat die vloeke gee, dis self te dien het. Jy het weggestap van Abba Vader af. En dan kom daar die vloeke en dan is dit soos van, Abba, ek keer terug en dankie vir Yeshua, maar ek bly nog steeds daar, kom nie regtig nader na Abba toe nie. Want ek like dit daar buite, nee. Want is daar waar ek my eie besluite maak, waar ek my eie wil doen. Jy sien, ware bekering is nie net om te sê ek is jammer of ek het gesondig nie. Dit vra eerlike berou oor wat verkeerd is. Eerlike, opregte berou oor wat verkeerd is. 'n verandering van hart en optrede. 'n oop hart teenoor 'n Papa God. Nie een wat weer hard word wanneer die moeilike tyd verby is nie. So my seuns het met al vroeg in die lewe geleer dat om vinnig te repent, nê? As hulle sien maar hulle het iets verkeerd doen. Dit gaan so vinnig. Hulle sal dadelik sê ek is jammer. Ek sal nooit vergeet die dag toe my jongste seun Celie, toe hy iets verkeerd gedoen het en ek vir hom sê hy moet kamer toe gaan want hy moet nou 'n pak slaag kry. En ek by die kamer inkom en hy sê vir my, pappa, kan ons hier oor bid? Kan ons hier oor bid? Ons weet presies, net so doen ons. Ons weet presies. En wat ons wil vermy is die pak slaag. Maar ons het nie regtig 'n berou hier binne oor wat ek verkeerd gedoen het nie. Ons weet presies wat om te sê, ons weet presies. Maar ons het nie regtig 'n berou oor die traan wat dalk van Vader se wange afloop nie. Hoe ons hom teleurgestel het. Hoe ons hom misrepresent het nie. Nog 'n voorbeeld in die Bybel van iemand wat sy hart verhard het, wat nie regtig repent het nie, is Biljam. Biljam was op pad om Israel, die kinders van Abba Vader, te gaan vervloek, op versoek van koning Balak. En al het Abba Vader duidelik gesê, hy moenie gaan nie. Hy het aangehou aandring, en uiteindelik het Abba Vader hom laat gaan, maar onder oordeel. En toe verskyn 'n engel van Abba Vader voor hom op die pad, en Biljam se donkie sien dit, en keer hom 3 keer, net so partykeer, Abba is so genadiglik, hy keer ons, maar ons sal selfs die donkie wat Abba Vader stuur om ons te keer, slaan, net soos Biljam. En is toe dat Abba Vader Biljam se oë oopmaak en hy die engel met die swaard sien. Hy besef dan die gevaar en sê, ek het gesondig. Hy besef, o jette, want hy sien hier die engel wat voor hom staan, en hy besef, o jette, en sy donkie kon hom ook maar net al wel geskop het, teruggekry het vir wat hy gedoen het, maar hy besef, ek het gesondig. Was Biljam waarlik opreg? Nee, maar hy het erken. Hy het erken, hy is verkeerd. Maar hy draai nie werklik weg van sy verkeerde bedoelings nie.
In 2 Petrus 2 vers 15 word Biljam uitgebeeld as iemand wat Abba Vader se kinders wou mislei vir geld. So Biljam was 'n dubbelhartige man. Aan die een kant sê hy die regte woorde, ek het gesondig, maar sy hart is nie werklik vir Abba Vader se wil nie. Hy wil Abba Vader se seën hê, maar hy wil ook sy eie wil doen. En dit is bitterlik gevaarlik. En hier leer Abba Vader my, kyk nie net na jou woorde nie, Roef, maar na jou hartsmotiewe. Na jou hartsmotiewe. Ware bekering vra verandering van rigting. Nie net 'n vroom belydenis nie. Ware bekering, as jy regtig jammer is oor iemand anders se seer of dit wat jy doen het, dan vra dit actually 'n aksie. Dis wat die woord ons leer. Jy sien selfs mense wat godsdienstig lyk, kan nog steeds in opstand teen Abba Vader wees en sy orde, as hulle hom nie regtig gehoorsaam nie. Nog 'n voorbeeld is Agan in Joshua 7 vers 20. Nog 'n voorbeeld is Saul in 1 Samuel 15 vers 24. En nog 'n voorbeeld is Judas. En as jy hierdie bestudering gaan doen, dan kan jy sien, maar hulle almal besef ek's besig met die verkeerde goed. Maar nie in een van hierdie gevalle wys die woord dat hulle regtig tot ware bekering gekom het nie. Hulle weet wat hulle doen is nie reg nie, maar hulle het nie werklik tot ware bekering gekom nie. Hulle het besef hulle het verkeerd gedoen, maar daar was nie 'n ware verandering van hart of lewe nie. Jy sien, om te weet jy is verkeerd, is net die eerste stap van bekering. Ware bekering gaan verder, dit vra berou, dit vra 'n hartseer oor jou sonde. Want teenoor wie sondig jy? Ja, maar ek het vir my man gelieg. Vir Abba ook hoor. Want jy het hom misrepresent, want Abba lieg nie. Jy het die vyand se hand vasgehou. Want as jy lieg, hou jy die vyand se hand vas. Johannes 8. David byvoorbeeld het gesien en tot die besef gekom hoe sleg sy sonde is. Hy het hartseer gevoel omdat hy Abba Vader se hart gebreek het. En ek dink hy het sleg gevoel oor wat hy met Betseba gedoen het en dat sy kind wat uit daai huwelik, die eerste kind wat gekom het gesterwe. En wat hy teenoor haar man in die veld gedoen het, maar hy sê, hy buig neer voor Abba Vader, hy is hartseer omdat hy Abba verkeerlik behanteer het, omdat hy Abba Vader se hart gebreek het. Nie net omdat hy betrap is nie. Jy sien, ware emosionele berou gaan oor hoe jou sonde Abba Vader raak. Nie net oor die pyn of skaamte wat jy ervaar nie, of omdat jy iemand anders dalk te nagekom het nie. Maar wat sê Abba daarvan, want iemand anders is sy kind. Jy sien, wanneer jy spyt is oor jou sonde, maar jou berou is oor die gevolge. Jy is nou berou want nou het ek gevolge. Nie oor Abba Vader wat jy hartseer en teleurgestel het nie, dan is dit nie ware bekering nie. Dan gaan jy dit weer doen. Dan gaan ware bekering nog verder. Dit vra berou, hartseer oor jou sonde, en dan 'n omdraai, 'n totale omdraai van jou lewe, en 'n vertroue in Abba Vader se pad vorentoe. So bekering is nie net jammer sê nie. Dis 'n daad van verandering. En Abba Vader leer my, maak jou bekering groter as wat jy wil. As jy iemand te nagekom het, of Abba te nagekom het, maak dit groter, want ons wil dit sommer net so, kan ons net hierdie ding oorkry, kan ek het mos nou gesê ek is jammer. Nee, maak dit groter as wat jy wil. So bekering is nie net 'n jammer sê nie, dis 'n daad van verandering. En dit verg aksie, soos die verlore seun wat gesê het,
Ek sal opstaan en uit die varkhokke na my vader toe gaan as 'n diensknegt. As 'n wat? As 'n diensknegt, doilos, 'n slaaf. Hy was 'n kind van sy pa. Maar ek sal gaan as 'n diensknegt, want hy gaan my terug ontvang. Hoe het sy pa hom verwelkom? As 'n seun. Maar as 'n mentale besluit, Abba, ek het gesondig, Yeshua het die prys betaal, so ek sal kom as die slaaf. Daar's 'n verskil. Ek kan nie kom met 'n blasey houding van, maar ek is mos u seun nie. Wat sou gebeur het as die seun met daai houding na sy pa toe gekom het? Wat sou gebeur het? Hy kom terug, sy pa sien hom. Hy het klaar in sy hart besluit, ek sal terugkom as u slaaf. Ek sal terugkom want ek het verkeerlik teenoor u gedoen en daarom gee ek myself as lewende offer. Ek gee myself. Ek sal u slaaf, al is hy 'n seun. Dis die mentaliteit waarmee hy kom. Ook byvoorbeeld die een misdadiger aan die kruis wat sy skuld erken het sy vertroue in Yeshua geplaas. Toe al drie daar die kruise staan, het die een misdadiger maar besef, maar moet jou maak, nou maak hierdie ander een ook 'n bespotting van Yeshua. Besef jy nie, ons het verkeerd gedoen, maar Yeshua het niks verkeerd gedoen nie. Yeshua het niks verkeerd gedoen nie. Hy het besef, deur dit wat hy vir die ander ou sê, wat 'n bespotting met Yeshua maak, maar Yeshua, ons het verkeerd gedoen, maar u het niks verkeerd gedoen nie. Hy het erken hoe sondig is hy. En sy lewe het verander, reg daar op die kruis. Want toe sê hy, sy woorde, Yeshua, dink aan my, as hy vandag in die paradys kom. Ware bekering wys in jou lewe, dit wys in jou lewe, en dis presies wat Johannes die Doper sê, as hy sê in Matteus 3 vers 8, dra die vrugte van bekering. Dit wil ons nie doen nie. Ek het ons nog gesê, ek is jammer. Het jy waarlik? Het jy werklik berou? En teenoor wie het jy berou? Ware bekering is berou teenoor Abba Vader. Dawid het dit gesê, Vader, ek het u teleurgestel. Jy sien, as daar verandering in jou lewe, as daar nie verandering in jou lewe is nie, is daar waarskynlik ook nie ware bekering nie. Sodat jy dalk nie regtig tot wedergeboorte kom nie. Ek weet nie, ons moet dit ondersoek. Want mense sal vir my sê, maar ek het nog altyd in Jesus geglo. Ek het nooit op 'n dag gekom waar ek my lewe vir hom gegee het, want ek het nog altyd in hom geglo. Het jy regtig dan tot ware bekering al gekom? Ek kan onthou presies wat dag dit is, maar net so kan ek onthou wat ek Marika die eerste keer ontmoet het. Ek kan onthou, sy kan nie datum onthou nie. Dis die 18 Augustus, ek kan presies onthou waar, maar ek is datums en syfers werk vir my. So ek kan dit onthou. Sekere goeders vergeet ek heeltemal. So partykeer wanneer is dit eers ons troue, is dit eers ons halfjaarsdag, daai goeders raak ek deurmekaar. Maar ek kan presies onthou, dis die 18e. Ek kan presies onthou, snaaks, ek het daar die eerste keer ontmoet, die 18 Augustus. Ek het Yeshua ware ontmoeting met hom gehad die 18 April. Weet jy wat beteken 18? Bondage. Jy is vas in slawerny. Dit was nou sommer vir my 'n revelation, daai man. As daar geen verandering in jou lewe is nie, is daar waarskynlik ook nie ware bekering nie. Party mense gaan nie die datum onthou nie. En ek het al hierdie voorbeeld gebruik. Imagine ek sê nou, die dag, want bekering, en ware jouself gee vir hom, ware wedergeboorte, jy onthou wat gebeur, want daardie dag word Yeshua die koning van jou hart. Ek sê dis dieselfde die dag as jy trou. Die dag as jy trou, besluit jy nie meer self net wat jy doen nie. Jy konsidereer jou maat en alles. Jy is ewe skielik in covenant. Die dag as ek tot bekering kom, lewe ek nie meer nie, hy kom lewe in my. Ek ken hom in alles. Nou kan jy nou imagine, ek sê vir Marika nou, ek weet ons is nou 24, 25 jaar getrouwd. Ja, 21 jaar getrouwd. 21 jaar getrouwd. Maar imagine ek sê nou, ek sê vir haar, Jesus, ek weet nou nie, het ons getrou? Het ons nie getrou nie? Wat gaan dit vir haar sê oor hoe belangrik het was?
Dis dieselfde met wedergeboorte. Daar was 'n dag, miskien kan jy die datum onthou nie, soos ek ook met deur mekaar ek met daai datums, maar miskien kan jy die dag onthou nie, maar jy weet vir 'n feit, ek het daai dag my hart vir Here gegee. En ek wil jou vandag, as jy nie daai dag kan onthou nie, wil ek jou vandag vra, ek wil jou aanmoedig, laat vandag die dag wees. Besluit dat jy vandag jou totaal al vir hom gee. En sê maar, ek wil in covenant saam met u wees. Ek wil die bruid wees. So daarom kan 'n mens nogal redelik goed onthou, wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, want jou hele lewe het verander. Want dit is wat bekering, dit is wat wedergebore beteken. Jou hele lewe het verander. Want van daardie dag af het alles verander. Ware bekering bring vrugte. Dit gee 'n nuwe hart, nuwe optredes, nuwe begeertes en 'n lewe wat Abba Vader wil eer. Dis dieselfde in die huwelik. Ware troudag bring 'n nuwe hart, nuwe optrede, nuwe begeertes en 'n lewe wat jou huweliksmaat wil eer. Selfe. So in Matteus 3 vers 10 sê Johannes, as jy nie vrugte dra nie, as jy nie die vrug van bekering dra nie, die by lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi. Met ander woorde, as jy nie die vrug kan sien dat jy tot wedergeboorte gekom het nie, nou wat nog van as jy nie eers weet? Die byl lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So ons het laasweek gesien, in daardie dae het mense wingerde en boorde bewaak. En aan die einde van die oesseisoen sou die bewaarder of die boer van die wingerd of boord deurgaan en al sy wingerdstokke en al sy vyebome ondersoek en nagaan. En die vrugtelose wingerdstokke en die vrugtelose vyebome wat dood was en geen lewe geproduseer het nie, sou snoei en afkap. En so in 'n landbou-illustrasie beeld Johannes Abba Vader uit, wat die byl teen die wortel van die boom kom lê, waar die vrugte van bekering nie sigbaar is aan die boom nie. En daar waar hy nie vrugte vind nie, lê hy die byl teen die wortel van die boom, maar die boom, waar die boom afgekap gaan word, en wat gaan met die boom gebeur as hy afgekap word? Hy gaan brand in die vuur. Die boom verander die vrugte van bekering. Die boom sonder die vrugte van bekering sal afgekap en verbrand word. En dit is presies dieselfde illustrasie wat Yeshua gebruik in Johannes 15 vers 6, waar Yeshua sê, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog. Met ander woorde, hoor wat sê Yeshua, as iemand in my nie bly nie, miskien het jy al in hom gebly. Dis nogal, hoe gaan jy hierdie een verduidelik oor once gered, altyd gered? Yeshua sê, as iemand in my nie bly nie, beteken jy was dalk een keer in hom gewees, jy het hom geaanvaar. As iemand nie in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Die uiteindelike resultaat van die veroordeling is die vuur. Maar die byl is teen die wortel van die boom, maar die byl gaan die boom afkap en die boom gaan in die vuur gebrand word. Ek wou net met wie Johannes die Doper gepraat, teen wie staan die byl? Teen die wat nie vrugte dra nie. Praat hy met my en jou? Dra jy vrug? Wat 'n vrug? Wat 'n vrug moet ek en jy dra? Ons gaan nou na kyk in hierdie volgende week. In Lukas 3 vers 17, selfde as Matteus 3 vers 12, sê Johannes die Doper, ek doop julle wel met water, maar hy wat kom is sterker as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En dan sê hy, sy skop is in sy hand. Die boer, die skop is alreeds in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy skoring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitblusselike vuur verbrand. So hier's 'n amazing mooi prentjie wat Johannes eintlik vir ons teken hier binne. En herhaaldelik in die Ou Testament, die
ou verbond, met die hernieude verbond, word vuur met Abba Vader se oordeel verbind, as jy nie vrug dra nie, maar daar's 'n ander vuur, wat my en jou heilig maak, nê? Daar's 'n vuur wat ons purify, maar hierdie vuur is die vuur van oordeel. Dan sê, die wat nie vrugte dra nie, is in gevaar vir die ewige vuur, van die hel, van Gehenna. Gehenna is die Hebreë woord vir die hel. Vir oordeel en vir verdoemenis. En dis baie ernstig. Dis baie ernstig dat ons vir mense moet sê, hoor jy, maar daar's ding in die hel. As jy dink dit gaan nou sleg. As jy nie die vrug van verkering dra nie, gaan jy hel toe. So jy het nooit Yeshua aanvaar nie, jy het nooit waarlik berou gehad nie. Jy sê maar, ek glo in hom. As jy nie vrug dra nie, gaan jy afgekap word en hel gegooi word. As jy nie die vrug van bekering dra nie, gaan jy in die hel brand. Dis die gevolg. En daar's geen manier om daardie vuur te blus nie. En Yeshua maak dit so duidelik. Hy sê in Matteus 7 vers 19, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekrap en in die vuur gegooi. Nou in Matteus 3 vers 12 sê Johannes, sy skop is in sy hand, in die boer se hand. Nou die skop hier is 'n graaf. Dis 'n graaf. Die skop verwys nie hier na iets waarmee jy grawe regtig nie. Dis 'n groot plat graaf, soos 'n waaigraaf, wat gebruik is in die oesproses. Johannes gebruik hierdie landboubeeld, hierdie prentjie, wat die mense van sy tyd goed sou verstaan. En om te verduidelik, na die oes, na die koring van die velde afgekom het, of die graan, dan het die boer die graan geneem na 'n dorsvloer toe. Dis so 'n plat sementblad, wat amper so bietjie rond is, maar as jy na binne toe beweeg, hy so bietjie dieper. As jy verstaan wat ek bedoel, hy's rond, is soos 'n piering, maklik. Hy beweeg so bietjie na binne toe. 'n plat harde area wat spesiaal voorberei word. En hierdie vloer was gewoonlik soos 'n piering gevorm, bietjie laer in die middel en hoër aan die kante, met klippe rondom, reg rondom buite om, sodat die graan, dit hou die graan binne. Dan het hulle die gerwe, die trosse graan, op hierdie dorsvloer gegooi. Osse het dan in 'n sirkel geloop met swaar houtplanke oor hierdie graan, wat hulle oor hierdie graan getrek het, om die koringpitte los te maak van die strooi en die doppe. En wat dan oorgebly het, was 'n mengsel van koringpitte, strooi, doppe en stof, alles deurmekaar op hierdie sementblad. En dit bring ons by die rol van hierdie skop of hierdie waaigraaf. So die boer hierdie groot waaigraaf gebruik om die mengsel van koringpitte, strooi, doppe en stof dan so in die lug te gooi. Wat hy gedoen het, hy die graaf so ingedruk en dan het hy dit so in die lug gegooi. Dan het die wind die ligte kaf en strooi weggewaai. Maar die swaar gedeelte, die swaar koringpitte, het op die grond geval. En so het hulle die boer die goeie van die waardelose geskei. Dit was 'n proses. En Johannes gebruik hierdie prentjie of hierdie metafoor om te wys dat Yeshua kom om te oordeel. Die graaf is reeds in sy hand, om die ware, die wat vrugte dra, of die valse, die wat nie vrugte dra nie, te skei. Die koring is diegene wat regtig aan hom behoort. Die koringpitte is die wat regtig aan hom behoort. Die kaf is die wat net lyk hulle is gelowiges, wat so twyfelagtig is soos die wind, nee, maar die wind net op, daar gaan hy, val vir enige doktrine, daar gaan hy. Die kaf is die wat lyk of hulle gelowig is, maar dit nie regtig is nie. En dit sal wel gedoen word. Terloops, dis 'n prentjie van die uiteindelike oordeel, maar dis die engele, en ons gaan daarna kyk later in Matteus, dis die engele wat hierdie skeiding gaan doen. Die engele is diegene wat hierdie unieke verantwoordelik kry, en ons gaan dit bestudeer verder in Matteus. Maar dis alles 'n prentjie van wanneer Yeshua weerkom, dan gaan hy kom om te oordeel, dan gaan hy mense onderskei. Hy gaan skei tussen wat eg is en wat nie eg is nie, soos wat 'n boer koring van kaf skei.
En so, in hierdie prentjie kry jy twee groepe mense. Die goeie graan, goeie koring, dit is die mense wat regtig tot bekering gekom het en wat vrug dra. Hulle het hulle lewens verander en daar is vrug van bekering. Dit wil sê hulle leef anders, omdat hulle regtig glo en dit het hulle hele lewe verander. Hulle is die ware kinders van Abba Vader en hulle gaan hemel toe. Die graanskuur is die prentjie van die hemel. Dan kry jy die ander groep mense, die kaf. Dit is die mense wat nie regtig verander het nie. Hulle glo, maar het nie regtig verander nie. Dit mag dalk gelyk het of hulle glo, maar hulle het geen ware vrug van bekering getoon nie. Hulle is nie eg nie deel van Abba Vader se koninkryk nie. Hulle gaan in die vuur gegooi word vir verwys na die hel. Dis hemel of hel, en dis so eenvoudig. Die hemel is die graanskuur waar Abba Vader sy mense bewaar, en die hel is soos die vuur waarin die kaf verbrand word. So Johannes die Doper se boodskap is eenvoudig en is mas bitterlik ernstig. Ware bekering is nodig, sê hy, en dit sal wys hoe jy leef. Aan die einde sal Abba Vader sal alleen die ware kinders van sy koninkryk inneem en die res sal weggedoen word. En dis presies wat Psalm 1 ons ook leer. Dat goddelose mense soos kaf is wat deur die wind weggewaai word. En dit beteken dat hulle het geen blywende waarde nie en hulle eindig in die oordeel. So as jy die prentjie sien van hierdie boer wat hierdie graaf vat en hy gooi hierdie pitte en alles wat gemeng is, gooi hy op. Dan sien jy hoe val die pitte, maar die stof en al die ander goeders wat die wind waai dit weg. En dis hoekom Jakobus ook sê, as jy twyfelagtig is, as jy nie waarlik tot wedergebore kom nie, dan kom Heilige Gees nie in jou leef nie, en daarom val jy van enige ander doktrine. Daarom is jy twyfelagtig. Een oomblik is jy hier, die volgende oomblik is jy hier. Een oomblik glo jy dit, die volgende oomblik glo jy dit. Dis 'n ernstige waarskuwing en Johannes die Doper gebruik dieselfde prentjie as Psalm 1 en sy bekeringsboodskap in Matteus 3. Dat Abba Vader gaan mense oordeel. Hemel is die wat regtig bekeer het, hel is die wat vrugte van bekering nie wys nie, wat dit nie toon nie, wat dit nie leef nie. Met ander woorde, of in ander woorde, Yeshua het een van twee dinge gebring. Of verlossing, dis wanneer jy berou het oor jou sonde, en jy waarlik tot berou, en jy bekeer jouself, of oordeel. As jy nie verander nie, sal jy gestraf word. So hoe weet ek en jy vandag waar ons staan? Hoe weet ek en jy waar ons staan? Want, Abba sê dit, Spreuke 14, Spreuke 16, daar is 'n weg wat vir mens reg lyk, maar wat lei na die dood. As daar in jou lewe 'n verandering in denke was, Abba Vader leer my, as daar in jou lewe 'n verandering in denke was, en jy besef het jy is sondig, 'n ware gevoel dan van skuld was, jy het hartseer gevoel oor jou sonde teenoor Abba Vader, en dan as daar 'n besluit van die wil was, jy het gekies om van nou af jou ou lewe neer te lê, weg te draai daarvan en Yeshua as jou verlosser en saligmaker aan te neem. En dis wat gebeur by ware bekering. Dan is jy die graan en jy sal by Yeshua in die hemel wees. Maar as dit nie gebeur het nie, is jy nog kaf. En die waarskuwing is ernstig. Abba Vader se oordeel van ewige vuur wag. En dit is vir my moeilik en ek kan net dink hoe moeilik dit was vir Johannes die Doper om hierdie waarheid net so te sê, want ons wil almal doekies omdraai oor hierdie woorde. Ons wil mense so, maar hierdie is die waarheid. En dit is tyd dat ons die waarheid daar buite toe vat. Dit is tyd dat ons dit vir mense vertel, jy kan nie so aangaan lewe nie. So ons het die afgelope paar weke gesien, Johannes se boodskap bevat 5 elemente. Ons het gekyk na die gemeente, almal wat bymekaar gekom het, dit was Fariseërs, Sadduseërs, dit was almal van Jerusalem, almal het bymekaar gekom, net soos wat die kerk vandag almal bymekaar kom, van verskillende areas, agtergronde, so kom ons bymekaar. Dan het Johannes hulle gekonfronteer met die waarheid. Dan het hy gesê, maar daar is 'n veroordeling. Hy het ook gesê, daar is 'n vuur. En dan kom Johannes met vertroosting. En so kom ons by die 5de stap, of die element van Johannes die Doper se boodskap.
naamlik die uiteindelike boodskap van vertroosting. Die vertroosting is nie vir die kaf nie, hoor. Hoe voel daai aircon daaroor? Haal sommer diep asem. 'n sug, nee. Daar is hoop, as jy waarlik tot bekering gekom het. As jy kaf is, jy het nie waarlik tot bekering gekom, jou lewe het nie verander nie. En is hartseer, is dit die 4, en dit is die B-pad, ja. Matteus 3 vers 8 sien ons, daar gaan iets gebeur met die wat die vrugte van bekering dra. In Matteus 3 vers 8, dra die vrugte van bekering, daar gaan iets gebeur met die wat die vrugte van bekering dra. Dis 'n uitnodiging. Dan in Matteus 3 vers 10 sien ons, sê Johannes, elke boom wat goeie vrugte dra, wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi. Die implikasie daar is dat daar gaan iets gebeur met die wat goeie vrugte dra. Nee. Dan in Matteus 3 vers 12, die koning sal, so eintlik in Matteus 3 vers 8, sien jy die uitnodiging vir die wat goeie vrugte dra, en dan in vers 10, sien jy die potensiaal om die ewige lewe saam met die koning te wees. Dan in Matteus 3 vers 12, die koring sal in die graanskuur ingesamel word. Met ander woorde, as jy die vrugte van bekering dra, sal jy die koninkryk van die hemele binne gaan. Dan in Matteus 3 vers 11 kom die vertroosting waar Johannes sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Nou hier word ons geleer van 3 dope. Eerstens Johannes se doop, die doop van bekering, met ander woorde, ek kom tot die besef, maar ek het gesondig en ek wil doodgaan aan myself. Dit is die prentjie wat die doop vir ons teken. Ek wil doodgaan aan myself, so ek wil in die water afgaan, soos wat Yeshua na die dode toe gegaan het, en dan opstaan uit die water met dieselfde krag wat hom uit die dode uit opgewek het. Dit is die eerste doop. Johannes se doop, die doop van bekering. Tweedens, die doop van die Heilige Gees deur Yeshua. En dan derdens, die doop van die vuur, ook deur Yeshua. So dis 3 dope, water, gees en vuur. En ons weet, die eerste doop is die van Johannes, en ons het daarna gekyk, Johannes die doper het mense gedoop as 'n teken van bekering, en dit was om hulle voor te berei vir die koms van Yeshua, die Messias. Johannes se doop was 'n waarskuwing, en 'n voorbereiding. Maak jou lewe reg, want die Messias kom, en jy moet gereed wees om hom te ontvang. Hierdie doop was ter voorbereiding vir Yeshua se koms. Dan die tweede doop, die doop met die Heilige Gees, deur Yeshua. Johannes het nie daai gedoen nie. Yeshua het dit gedoen, en dis hoekom Johannes vir hulle sê, maar hierdie is net die doop wat ek doen. Hy kom, ek is die aankondiger. Die een wat gaan kom doop met die Heilige Gees en met die vuur. So sien saam met my hierdie prentjie. Van ons staan ook almal daar. Almal het van Jerusalem afgekom, die Fariseërs, die Sadduseërs. Ons staan almal daar, en Johannes is daar besig om mense te doop. Nou praat hy eers met ons. Ons sien hierdie prentjie, almal staan by die Jordaan rivier, en daar is hierdie honderde mense. Ons is besig om almal te kyk hoe Johannes die doper geklee met 'n kameelhare, hier oulik ot, en staan en eet wille heuning en sprinkane, soos wat hy met ons praat. Nee, sien julle hierdie prentjie? Maar tog is daar soveel autoriteit, soos hy praat. Want hy het hom nie self aangestel nie. Hy is nie geworried oor wat mense van hom dink nie. Hy praat net Abba Vader se waarheid. En daar's iets wat in sy oë brand, wat mense aantrek, en dis hoekom almal gekom het. So hy praat, en terwyl hy praat, roep hy uit, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Kan jy hoor hoe praat hy vandag met my en jou? Kan jy hoor hoe praat hy stem? En dan sê Johannes, ek doop julle wel met water, maar hy wat nou kom, hy wat na my kom, hy is baie sterker as ek is nie eers waardig om sy skoene vas te maak. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Is dit nie waaroor Shavuot gaan nie? Nou dink ek ons almal staan daar en ons sien hoe Johannes dit nou sê. Wat beteken dit? Want
Wat is die Heilige Gees en wat is met vuur? Wat beteken dit? Eerstens net om weer te herhaal, dat ons net verstaan, daar's 3 dope. Eerstens kry jy doop met water, dis dit wat Johannes gedoen het daar. Julle kom hier tot bekering. As jy wil gedoop word met die Heilige Gees, begin dit met die doop van water waar jy jouself bekeer, ware berou het. Dis 'n simbool van bekering. Dis 'n teken van bekering. Dis soos om te sê, ek was my ou lewe af, ek keer weg van my sonde, ek wil nuut begin. En dit is die doop van water. Dis 'n teken. En hierdie doop is baie belangrik, maar dis net die begin. Johannes sê self, ek is nie die belangrikste een hier nie, hoor. Daar kom een na my wat veel groter is. Ek maak net die pad reg. Ek is nie eers waardig om sy skoenrieme vas te maak. Met ander woorde, Johannes sê, hy sal ons uiterlik was, maar die een groter, die Messias, sal ons harte kom verander. Maar jy moet eers die eerste een doen. Tweedens kry jy die doop met die Heilige Gees, dis die doop wat Yeshua kom doen, dis 'n nuwe krag van binne. Dis daai wat jy uit die water uitkom en hy kom vul jou, met daai selfde krag wat hom uit die dode uit opgewek het. Nuwe krag van binne. Toe Yeshua kom, het hy iets gedoen wat Johannes nie kon doen nie. Hy gee vir ons die Heilige Gees, die trooster. Maar Vader se asem, die Gees wat binne in my en jou kom woon. Dis soos om nie net skoon gewas te word nie, maar om totaal al geremodel te word, nuut gemaak te word van binne. En die Heilige Gees gee ons krag. Daardie Gees wat dan binne in ons kom leef, gee ons die krag om te leef soos wat Abba Vader wil hê ons moet leef. Diensbaar. Dis nie meer ek wat probeer reg doen nie. Nou help Heilige Gees my van binne af. Die Heilige Gees het verskeie belangrike karaktereienskappe wat ons in die woord sien. En hierdie eienskappe wys vir ons dat die Heilige Gees nie net 'n krag of 'n invloed is nie, maar 'n persoon, 'n derde persoon van die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Heilige Gees wat Yeshua stuur is 'n persoon. Johannes 16 vers 7 sê Yeshua, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek hier weggaan, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Wat beteken dat Yeshua sê die Heilige Gees of trooster is beter as Yeshua? Ek meen, wat kan beter wees as Yeshua wat hier saam met ons wees? Die Heilige Gees wat hier in ons is. Maar jy gaan dit nie ervaar. Jy gaan dit nie ervaar as jy nie tot ware bekering gekom het nie. En die disippels kon dit nie verstaan nie. Ek meen, hoe kan enigiets beter wees as om fisies saam met Yeshua te wees? Maar Yeshua sê die Heilige Gees sal vir hulle meer doen. Nie net by hulle wees nie, maar in hulle woon. Johannes 14 vers 17. Want Heilige Gees wat in ons woon het verstand, emosie en wil. Het jy dit geweet? Heilige Gees ondersoek en weet alles. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11. Heilige Gees kan bedroef word. Efesiërs 4 vers 30. Heilige Gees deel geestelike gawes uit, soos hy wil. So jy sien daar sy wil, emosie, emosie en verstand. Dis 'n persoon. Heilige Gees is dan ook goddelik. Die Heilige Gees is God self, deel van drie-eenheid. Heilige Gees is almagtig, Lukas 1 vers 35, die krag van die Allerhoogste. Heilige Gees is alomteenwoordig, Psalm 139 vers 7 tot 10. Heilige Gees is heilig, sy naam. Sê dit vir ons. Dis nie net 'n gees nie. Dis wat 'n gees? Heilig, afgesonderde gees. Heilige Gees help ons om heilig te word, Romeine 8 vers 13, 1 Petrus 1 vers 2. Heilige Gees bring sonde aan die lig en help ons om reg te leef. Johannes 16 vers 8. Heilige Gees is 'n trooster en 'n helper. Heilige Gees help ons om in swakheid en leer ons om te bid. Romeine 8 vers 26. Heilige Gees lei en Heilige Gees leer. Heilige Gees lei gewone gelowiges in waarheid, Johannes 16 vers 13.
Heilige Gees herinner ons aan Yeshua se woorde, Johannes 14 vers 26. Hy sal kom en julle al die waarheid leer en nog meer. Yeshua is die waarheid. Heilige Gees gee wysheid en insig, Jesaja 11 vers 2. Hoor gou. Heilige Gees verheerlik Yeshua. Johannes 16 vers 14. En weer eens, Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel, Johannes 16 vers 8. En daar waarna ons gaan kyk in ons 10 dae in die bovertrek, Heilige Gees bewerk vrug in ons lewens. Heilige Gees bewerk vrug in ons lewens. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. En dan weet ons die Heilige Gees gee geestelike gawes, sodat ons die roeping kan doen, die tools wat ons nodig het om die werk te kan doen wat Yeshua gedoen het. Maar hoe gaan ons die tools kry as ons nie eens die vrug van bekering, die vrug van Heilige Gees in ons lewens dra nie? Jy weet, baie keer soek ons vertroosting in mense. Maar dis die werk van die drie-enige God, Heilige Gees troos, die Heilige Gees troos. En daar's niemand wat troos soos die Heilige Gees nie. En die moeilike tye is dat die Gees van God wat ons harte aanraak en ons herinner, jy is nooit alleen nie. My oë is op jou, ek is by jou. So Yeshua se doop is nie water nie. Johannes het daai gedoen en dit is wat ek en jy ook moet doen, want ons is menslik. My en jou rol is, want if we do the possible, he does the impossible. As ek en jy sal gehoorsaam wees en profeties net doen wat hy sê, maar ek lê myself neer, ek gee myself, onthou, ons het gesien wat is bekering. Dis nie net woorde nie. Dis ware berou, Abba, dat ek hier teleurgestel het. Dis ware berou dat ek verkeerlike doktrine aangeneem het. Dis waarlike berou, Abba Vader, dat ek nie, Vader, ek het die Heilige Gees nodig. Ek het nie nodig dat hy my leer die waarheid. Ek het nie rabbies nodig nie, ek het Heilige Gees nodig, wat my rabboni is, wat my leer. Dis hierso waar ek sulke koue rillings kry as mense sê, gister was ek in 'n meeting, wat sê, maar ek het hierdie oopgebreek. Jy het niks hoor. Waartoe is jy in staat? Dis Heilige Gees wat dit vir jou oopbreek. Heilige Gees breek dit vir jou. Gee eer aan die een wat hom toekom. Maar ons wil onsself so maklik verheerlik, maar ek doen dit en ek het dit en ek het dit. Nee, Heilige Gees. Ek en jy is absoluut, wat ek en jy wel kan doen, is kom tot die plek waar Heilige Gees ons kan vul. Kom ware tot bekering. Heilige Gees, dis waarmee Yeshua ons kom doop. Dit is 'n nuwe lewe, 'n nuwe hart, 'n nuwe verhouding met Abba Vader. En dan derdens kry jy die doop met vuur. Dis suiwering en heiliging, dis op hierdie pad van heiligmaking. Hoekom doop met vuur? Want dit is iets wat mense dikwels bang maak, maar dit hoef nie. Vuur, wanneer Abba Vader ons doop met vuur, is dit eerstens suiwering. Soos wat goud wat in vuur gesuiwer word. Die vuur verbrand wat onrein is. En laat net die goeie oor. En so suiwer die Heilige Gees ons harte, dat dit waarlik opreg is. Heilige Gees wys vir ons die sonde wat nog in ons is. Nie om ons te veroordeel nie, maar om ons rein te maak en vry te maak. En dan die vuur is, ek gesê is twee betekenisse in die woord. Eerstens is suiwering en tweedens, hoor gou, die doop met vuur is toewyding. Dis toewyding. Kan jy onthou wat het op Pinkster gebeur op Shavuot? 4 tonge, Heilige Gees het soos 4 tonge op hulle koppe kom sit. Dit was 'n teken dat Abba Vader se teenwoordigheid op hulle rus.
en dat hulle nou brand van passie om die evangelie te gaan verkondig, om deel te wees in die koninkryk, nie meer my koninkryk nie, maar passie. Dis daar waar die disippels tot die dood toe hulle lewe nie meer lief gehad het nie. Vuur maak nie net skoon nie, dit maak ons vol entoesiasme, vol liefde vir Abba Vader, vol moed om voort te gaan, om die opdrag wat Yeshua vir ons te gee te gaan doen. Kan jy sien hoe is Abba besig om ons as liggaam voor te berei, hierdie afgelope tyd en hierdie tyd wat ons aftel in die Omer, hoe hy wil hê ons moet disippels wees, wat sy opdrag opvat. Wat as hy ons met hierdie Shavuot so afspraak met ons het, dat 4 tong op ons kop kom, dat ons so brand van entoesiasme, dat ons gaan disippels maak. Jy kan nie sonder hom nie. Ons kan nie sonder hom nie. So wanneer Yeshua ons doop met die Heilige Gees en met vuur, beteken dit, hy verander ons van binne af. Jy het eerstens met water het jy gegaan, jy het jy gedoop, gesê, ek gee myself oor aan u, ek bekeer my waarlik, dis nie net lippetaal nie, ek wil regtig myself neerlê voor u, en dan kom hy en hy doop my met die Gees, met die Heilige Gees van vuur, met die doop, met die Heilige Gees en met die doop, met die vuur, dan kom verander hy my van binne af. Hy maak my reg en gereed om vir hom te leef. Hy brand alles weg wat nie van hom af is nie. En hy gee ons 'n vuur in ons siel, wat brand om hom te dien. Waarom is hierdie belangrik? Want sonder die Heilige Gees, wat ons dan doen as ons kerk doen, is niks anders as godsdienst. Sonder die Heilige Gees is dit maar net godsdienst met 'n stel reëls. Dan is daar niks verhouding nie. Sonder die vuur is ons geloof koud, lauwarm. Sonder passie, sonder ziel, altyd verskonings. Hoekom ek nie om sy woord gehoorsaam en lewe met 'n passie en entoesiasme nie. Maar met die Heilige Gees en met vuur word ek en jy gedoop. Nou word ek en jy werklik in 'n proses van heiligmaking vry van sonde. Word jy vol van vreugde, vrede, liefde en krag. Word jy gebruik deur Abba Vader op maniere wat jy nooit ooit sou kon dink jy gaan gedoen word. So hoor gou weer wat sê Johannes die Doper. Matteus 3 vers 11. Hy wat na my kom, van wie praat Johannes die Doper? Yeshua. Hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy, Yeshua, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Kan ek gou herhaal? Mag het diep val? Hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met Heilige Gees en met vuur. Hierdie hy sal, is 'n belofte. Is 'n belofte. Yeshua wil jou nie net vergewe nie. Hy wil jou verander. Hy wil jou vul met sy roeg. Hy wil jou in die brand steek vir sy koninkryk. Kry klaar met jou verskonings. Kry klaar met jou rebellie en opstand. Hy wil jou brand. Hy sien jou anders. Hy wil hê jy moet klaarmaak met al daai dinge, daai regte wee, jou hardkoppigheid en jou. Hy wil hê jy moet klaarmaak daarmee. Hy wil jou in die brand steek vir sy koninkryk. Hy wil jou reclaim terug vir die doel wat Abba Vader nog altyd vir jou gehad het. So kan ek jou vra. Was jy al, het jou oorgegaan gehoorsaamheid aan die Heilige Gees wat sê jy moet gedoop word? Die doop van bekering. Of is jy nog steeds so hardnekkig? Verder het jy al die doop met die Heilige Gees en met vuur ontvang, want Yeshua doen dit. Dis 'n belofte wat Johannes die Doper sê. Het jy al vir Yeshua gevra om jou lewe oor te neem? Nie net van buite af nie. Nie net by die kerk nie, by die huis, oral waar jy gaan. Het jy al die Heilige Gees toegelaat om jou te kom verander? Te lei en te vul. Dis nie iets wat jy self moet regkry nie. Dis iets wat Yeshua doen en gee gratis in liefde, maar jy moet 'n wil hê daarvoor, jy moet hom toelaat.
Jy moet gehoorsaam wees en jou wil oopmaak, jou lewe oopmaak. Die deur, hy staan en klop. En jy moet vir hom sê, Yeshua, ek wil meer en meer hê. Ek wil die Gees hê. Ek wil skoon gewas wees. Ek wil brand vir U. Ek wil brand vir U. En ek wil jou aanmoedig. Kom vandag na hom toe. Kom vandag na hom toe. Laat hy jou doop. Laat hy jou kom vul met sy Gees. Laat hy jou met vuur kom vul. Laat hy jou kom doop in die Heilige Gees. Dis wat ons nie die volgende 10 dae in die boventrek gaan doen. Nie net met water nie, maar met die Heilige Gees en met vuur. Kom ons gee ons harte vir hom. Hy wil jou nie net verlos nie, hy roep jou op jou naam.